So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. It's known that you are the great I am, die groot ek is. Die vraag op een kind van God is, dat die groot ek is in alles in jou lewe. Is hy net op 'n Sondag as ek hier in die huis van die Here is, of as ek by bid hier of gestelgroep is, of kan jy werklik sê vanoggend, hy is die groot ek is, the great I am, in elke area van jou lewe. Father, we give you praise, glory, and honor this morning. Ons weet vanoggend, ons is nie te doen hier sommer net 'n God nie, 'n Baal God nie, God van die wêreld nie, ons is besig met the great I am, the one that revealed himself to Moses as I am who I am. And we welcome you this morning, the great I am, the triune God, Father, Son, Holy Spirit, for being in our midst. Dankie dat jy in ons midde is. En as ons in die midde is, Here Jesus, dan kom ons met 'n plek van totale afhanklikheid. Maar het gaan nie oor ons, het gaan alles oor U vanoggend. En so wil ek bid, Vader, soos wat die woord op Karen se hart geskryf het vanoggend, clean hands and a pure heart, that will be our motivation this morning, that will be our intention of our hearts this morning, that we will stand before you with a pure heart and with clean hands. En dan denk jy vanoggend, kind van God, weet jy wat, dis daai plek van perfectionisme waar ek kom en ek doen alles reg uit my eie werke. En ek wil teen dit kom vanoggend in die naam van Jesus, want dit is nie deur jou werke nie, dit is deur die salwing van die Heilige Gees, en dit wat Jesus Christus self vir jou gedoen het, 2000 jaar terug. So ek kom vanoggend in die naam van Jesus, Vader, en ek bid dat U sal kom in die Heilige Gees vuur, en elke vorm van plastic afbrand in ons lewe. Plastic is nie van God af nie. A pure heart and clean hands can only, dit kan net gebeur in die teenwoordigheid, in sy teenwoordigheid, as jy weet wie dit is wat voor jou is, die saam met jou is. And Father, I thank you that in your presence there's fullness of joy. Daar's vreugde, daar's trane wat van ons wange af vloei en ons weet nie altyd hoekom nie. En baie keer het ons die mindset van, ek is maar net 'n ou sondige mens, arme ek, so gemaak so dat staan. Nee, Here, U kom en U begin diep in ons harte te werk, en sê, my kind, weet jy wat, ek was jou skoon met my woord, met my gees vandag, en ek kom nie net, ek was jou skoonheid van jou sonde nie, maar ek vat jou van glorie tot glorie, van glorie tot glorie, want ek moet jou spog, ek wil die wêreld instuur, dat mense my heerlikheid kan beleef, dat hulle my teenwoordigheid kan beleef. So Father, I thank you this morning for your presence. Ek dank U vir die teenwoordigheid, my Vader. Mag elke woord wat ons gesing het volgens nie net mooi woorde wees, maar mag het ons lewens manifesteer, may it be a manifestation that we are truly sons and daughters of the Most High. Word verheerlik in alles wat U is van ons Vader. Terwyl ons net in die stemming bly, terwyl Christus so rustig speel en jy net op die stage bly, ek 'n geleentheid gee asseblief terwyl jy kan vorentoe kom en die nagmaalelemente kom haal. En dan ook sommer as die Here die hart gesit het om te saai van ons sy gedagte in die boksies te sit. Maar ek wil sit nie asseblief net staan en hulle sê, kom ons gaan net in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Thank you, Jesus.
terwyl dit staan, wil ek in my gees wees daai Afrikaan, daai liedse, there is power on the wicked, power in blood of the Lamb. Kind van God, ek wil vir jou vra vanoggend, as jy die woord van God lees, nie as jy bid, nie as jy goed te bid, ek vra my die vraag vanoggend, lees jy dit met jou vleeslike oor en met jou vleeslike hart, was al honger en dors. Vanoggend is dit so mooi, die saam met vir die tyd, dit is so bevestiging oor en oor, en my pa en die thuis, en my Alicia, die Kobus en Dion en allemaal, net die ouds is so by mekaar om te sê, soos 'n hart van smag na waterstroom, so dors en sien in die Here. Ek wil jou vra, as jy bid en jy lees die woord van God, is jy op daai plek waar jy vir Heilige Gees staan, Heilige Gees, Papa Vader, Koning Jesus, breek oop, openbaar die woord vir my. Ek beloof jou kind van God, as jy op daai plek kom, lees jy bid, jy doen alles anderste, want dit is nie meer jou intellek en jou emoties en die duik en die hy kom, omdat hy die Heilige Gees is, of die Heilige Gees is, kom hy en breek die woord van God op vir jou. En dit is ook vanoggend, en ons wat so makkelijk kom, en soos ek 1 Korintiërs 11 lees, wat sê, waar Jesus kom, en hy breek die nag af in sy disciples, en hy geet vir hulle, kan ons kom, en ons kan elke sondag doen, ons kan elke dag op ons huis doen, maar as hy net 'n dooie nekter bly, as hy net 'n nekter bly, dan raak nie 'n rema in jou lewe, sal jy nooit die volheid daarvan verstaan nie. So wat vanoggend vir jou net kortliks die nogmaal net by mekaar vat. The simplicity of the gospel for me, if somebody asks me, what is the Holy Communion all about? And dit is die perfecte prentjie wat Abba Vader ons kom leer, sy seun Koning Jesus, die naam van God, wat hy gees sy seun vir ons om te sê, my seun, sy liggaam gaan vir julle verbreek word. En dan kom hy ook en hy sê, dat my bloed sal vir julle gegee word, en die bloed wat ek vir julle gaan stort, is die bloed in die nuwe verbond. Dis my nuwe verbond wat ek met julle sluit. Maar baie belangrik, hier is die belangrikste fundamentals van allemaal is, dat hy sê, as jy nie deelneem aan sy liggaam en aan sy bloed nie, kind van God, verskrikkelijke ego, man, asjeblief. Amen. Ek dit ego is so, as jy dit nie neem nie, you don't partake of the bread of his body, and you don't partake of the cup that is blood, you've got no part of it. That's why many are sick among you. En daai siekte maak jou dood. En dan kom 'n mens op 'n geestelike arrogansie om te sê, ek sal liewer nie, omdat ek nie vir Pietie of Oosie of Jannie kan vergewe nie, I will abstain from it. Yes. Maar wat is die groter prentjie? Jy kom en jy stoot Jesus se liggaam en sy bloed weg, en sy dood is nie vir jou goed genoeg nie, want jy sit jou trots bo hom. En ek raas nie met julle vandag, as ek kan raas op iets, kan ek sê, dis soos met die hele liggaam van Jesus. Jy kan nie 1 sekonde kies om te sê, ek het nie nou vir Jesus nodig, of ek wil nie nou partyk van sy liggaam en sy bloed. Dis trots. En wat het met Sataniel, Lucifer gebeur uit die hemel uit? I saw Satan fall like lightning out of heaven because of pride. Julle luister vir my na. Jy kan vandag enigiets doen. Jy kan die Bybel van die Genesis tot Openbaring met praat. Kan jy die hele Bybel, you can know of heart. Amen. As Jesus, as jy nie verstaan dat Jesus die vervulling is van alles. Everything starts with him, everything finishes with him. En jy sê, ek gaan nie deelneem aan sy liggaam en aan sy bloed nie. Het jy moeilikheid? Ek sê nie vir jou gaan help. Maar dit is nie ek wat oordeel, maar jy hoor die woord van God sê, Jesus, you have no part of me. Kan jy dink die woorde, jy staan voor hom, Johan, die dag staan jy voor hom.
Hy sê, gaan weg vir wat jy moet gekeer. Ag nee, is maar net nagmaal. Wat het jy nou in die 8 minute net nagmaal gebruik? Ek het 25 jaar lang nagmaal gebruik. Weet jy wat? Geen impak in my lewe gehad. But today, the revelation come, there is power. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. En toe ek maar the passion of the Christ gesien het, en ek gesê met baie respect, want dit is 'n fairy tale, the passion of the Christ. Wat daai akteur daar uitgebeeld het op die kruis van Golgotha. Dis 'n fairy tale, dis sommer 'n cartoon as ek dit so kan stel, wat Jesus regtig deurgegaan het. Hy was vermorsel, hy was verbrysel. Hy was vermink vir my hier. En ek kom met my arrogansie en ek sê, nee, ek sal nie. Want my baas, kom ons gaan 'n bietjie dieper, want my kind, kom ons gaan 'n bietjie dieper, want my pa, kom ons gaan 'n bietjie dieper, want my vrou, of my man, my verneem, my seer gemaak, of het my ingedoen, of my besigheidspaad op my ingedoen. Ek kom en ek sê, ek sluit Jesus weg. Jesus kom en sê, nee my kind, alles. Reeksverkragter, moordenaar, kindermolesteerder, grootste oreerder wat daar mag wees onder die son, whatever het mag wees, het Jesus voorbetaal. Amen? Amen. He paid for everything. Amen. And that's why, vir ons wat hier sit vanoggend, dis 'n herinnering dat Jesus alles betaal het. Dis 'n verklaring, ek leef in sy oorwinning. Hoekom is sy oorwinning? Want Jesus het nie net vir jou gesterf nie, maar hy het opgestaan uit die dode. Hy het die sleutels van die lewe, hy het dit in sy hand en hy gee dit vir ons. Dis 'n openbaring, sy liggaam bring vir ons genesing. 'n Fokusmoment wat ons almal moet onthou, dat dit gaan oor dat Jesus, dat dit altyd alles draai om Jesus en oor Jesus. The communion is a remembrance that Jesus paid the price. A declaration that I have a life now, not only a life to just survive. So gemaak, so laat staan, die Here is goed vir my, maar nie brood my brood nie. Weet jy, dit is goed, dat ek so swaar kry, en dat dinge maar net so gaan, want dis die wil van die Here vir my lewe. Ek jammer kind van God. Dis nie God se wil, dat jy vanaand gaan slaap nie, dis nie sy wil nie. Ek sê nie vandag, want as ek het sê, dan blok ek, dan is dit my eie opinie, as ek bezig my mega kerk te bou, dis nie allemaal hier so op die miljonairs en multimiljonairs, dit is nie so, dit is nie waar nie. Ek weet nie hoe ek een miljonair in die geest wees, en niemand kan dit weerstel. En die grootste eienskap van die miljonairskap is die vrede in die hart het. The peace that he gives, and he settles in your heart, if you're a child of God. Everything centers around the word of God, around Jesus. Kom ons sê dan, die koning Jesus, ons kom volgende my toe, ons kan baie van die sê, baie nieuwkies doen, wat oulik klink en oulik is, maar u weet, precies, wat Karen op haar gehad het volgende. We want to stand before you with clean hands of the pure heart. Ons kom nou die volgende sê, die so baie dankie koning Jesus, dat u vir ons gesterf op die kruis van Golgotha. Maar u niks anders te doen, behalwe wat u gesê die Vader, u gesê die Vader doen, wat die Vader u gesê om te doen. So u die wil van die Vader vervolmaak. En ons kom en sê vir u dankie dat u die lichaam vir ons gebreek het op die kruis van Golgotha, uitverskeer van elke vorm van sonde, ongerechtigheid, wat het ook al mag wees, you paid everything in full. Maar wat vir my so mooi is die 39 lashes wat ontvang het. Is alles opgeneem vir my en vir jou. So kind van God, ek wil vir jou vraag vandag, want die woord van God sê uitdruklik in Korintiërs 11, as jy hierdie beker neem, en jy neem die brood, en daar is onvergewensgesindheid in jou hart, wil ek jou geleentheid gee, net daar te sit, en reg te maak vir God. Te sê, Dad, ek sit hier voor u vandag, en is iemand het iets in my hart, wat my sikkel. Ek sikkel met die situasie, ek sikkel met die persoon. En weet jy wat, kind is so makkelijk kind van God is so makkelijk. All you need to do is just open up your heart and open up everything that you need. Say, Lord, ek gee dit vir u. Ek gee die persoon vir u. Ek gee die omstandighede vir u. En ek sien die bloed van Jesus my onskoon was. Van alle sonde en ongerechtigheid. Dankie koning Jesus. Dat ons niet stil raak voor u. En ons hart onderzoek. Voordat ons die heilige sakrament gebruik.
him say, after taking the bread and took the cup, what am I saying? And after giving thanks, Jesus himself gave thanks. Ja, asseblief. We give thanks to you this morning, Abba Vader. Ons wil gee vir dankie vir alles wat jy vir ons doen. Nie net gedoen het, maar ons steeds doen. Wat jy vir ons gaan doen vorentoe. Thank you, Lord, that every form of sin, infirmity, sickness, and disease was taken upon Jesus on the cross of Calvary. En dankie dat die graf leeg is, opstandingskrag wat U vir ons gegee het, as kinders van God. Let's all take it from that of the Lamb. Amen. En amen. Baie julle. Ek het ons kom Christen en span hulle dank aan hulle op. Worship sector is open to such an anointing. Gaan het goed met julle? Amen. Amen. Julle is goed. God is good. Baie welkom en 'n paar besoekers. Hier is ook welkom. Ja, dankie. Daar's 'n liedjie wat Dennis hier sou gesing het. My friend the wind. Ja, sorry, my vriend die wind. Is jy al right? Wat gaan aan? Dit lyk so 'n bietjie in between. Is jy die salwing? Amen. Prys die Here. Halleluja. Goed, great. Vanoggend ons begin die playlist. Jy weet, jy kan miskien 'n aktuaris wees, of 'n rekenmeester wees, of jy kan 'n CEO van 'n besigheid wees, en jy kan 'n boukontrakteur, 'n developer wees, ek weet nie wat kan jy wees, al jou beroepe wat jy kry onder die son. Nou kan jy kom op 'n plek wat jy sê, yes, you know, I've come to the pinnacle of my, van dit wat ek doen. Niemand kan my niks vertel. Weet ek wat vir Harry hier so? Harry kan nie boer nie. Hy kan hoogspring, maar hy kan nie boer nie. Harry, baie geseënde, suksesvolle boer. Daai man maak uit van hom en hy ken hom die bees, die moe. Hy verstaan dit. Maar hy verstaan dit nie nie. Hy is geroep vir dit, is 'n passion, is 'n calling upon his life. As hy dan praat oor boerdery, dan hy verander. Hy verander, hy praat met so veel passie, hy vertel dan van die kalf, daar's 'n kalf, daar's 'n kunsmatige inseminasie wat plaasvind, en hy het soveel passie as daaroor praat. Henko, as jy moet hom praat oor, ek het gedog aan die begin, hy's 'n rapper. Ek het nog Henko is 'n rapper. Ook is 50 cents wat hy sê. Toe is dit Henko, hy's 'n afslaer. En die man kan rap, maar hy rap goed, en hy en ek weet met ek ander jou, hy het hierdie jaar Suid-Afrikaanse, in die fynheid wêreld het hy sy nommer 1 in sy beroep. It's amazing, he's a good man. Excuse, ek kan net random nie praat. Hier sit twee SA champions en ons ook by SA was met perke. Megan en Kylie. En ek wil regtig vir julle vra, julle gaan parties by jong mense. Maar nie my naam nie. Maar ek wil hê ons moet voor die einde van die jaar moet ek hê almal, al die ouers van my goeders wat weet wat het jou kind bereik hierdie jaar. Dit gaan nie oor dat jy met SA's verwen het of eers gekom met 'n gatting nie, maar as iets is en jy voel, jy weet, jou kind het iets bereik. Ek wil die kinders vorentoe roep ons vir Here dankie sê vir dit. Dit beteken so baie vir 'n kind as hy knowledge word. Nou sit jy dink, maar ja, ek het nie iets gewen nie, ja, ek is alles vriende gewees. Maar jy is miskien die kasmonitor gewees vir een kwartaal. Verstaan, dit is 'n vorm van leierskap. En hoe kom ek oor hier goed praat om die volgende uit te kom? Ek sê Here, so net dankbaar, want jy sien met dwelms en met drank, en kom jy op 'n plek as jy so 'n bietjie stikkend gestyp raak, jy weet is nie goed nie, maar jy hou aan, en raak jy half keel vir dit, maar dan gaan sy net weer. Maar in die ministry, as jy geroep is vir bediening, die roeping wat daar is, kan jy nooit kom op 'n plek dat jy sê, ek verstaan alles oor evangelisme, of alles oor apostelskap, of alles as 'n herder van 'n gemeente nie.
Ek gaan gou weer 'n getuienis vir wat ek nou probeer sê, what I'm trying to say. Listen to this. My brother went to, was hy plek onder die Kaap, was so baie plek in die Kaap, my klein plekkie pa was heavy demoniese activiteite daar gewees. Robertson, ja, baie excellent. En Robertson in die Kaap, en hy word genooi en hy gaan af saam met 'n groep pastore en hulle is daar vir 'n revival en die Heilige Gees begin te beweeg en die Vrydag aand is Dries op stage en hy vat die mic en hy begin te bedien en die Here sê kom deel 'n kort stukkie oor jou getuienis waar jy uitkom en my boetie kom uit die okkulte uit en hy deel dit met die mense en op die einde is daar 'n groot sieleoes en die mense, daar's mense wat gered word deur Jesus Christus en op die einde van die diens toe almal weg is, toe sit daar 'n ou oomie so skuins voor en hy sit daar so en hy sit en huil en Dries dokter laat hy net gaan kyk of hom right is en hy gaan net hy sê net hom ekskuus vir hom right en die ou staan op en hy sê vir hom ek is die dominee van die gemeente. Hy sê ek is die dominee van die gemeente en ek wil asseblief my hart vir Jesus gee. Maar dit wat ek gehoor het vandag het ek nog nooit gehoor. Hy sê dit is 'n realiteit. Ek het iets gehoor dat dit is 'n realiteit wat Jesus is reël. Hy sê Jesus was in my kop gewees met kopkennis en sulke goed. Hy sê ek wil nie meer lewe soos ek lewe nie. Hy vra nie hoe oud is hy. Ek kan nie onthou nie. Ek dink ons in sy laat 70 of so in die 80s gewees. En hy sê vir Dries, ek het vandag hierdie boodskap my aangeraak en ek weet aan hierdie syne. Toe is hierdie oom al iets soos 40 of 45 of 50 jaar in bediening. Wat ek probeer sê is, so min soos wat ek na die Ferrari showroom toe nou gaan en daar gaan slaap van ons en ek word nooit 'n Ferrari, word jy 'n kind van God in die kerk is. Kan jy word nie 'n Christen in die kerk, 'n kind van God in die kerk. Jy word 'n kind van God, of jy spend tyd met hom. Amen. Maar dit gaan alles oor verhouding. En hoekom ek hierdie sê is, in my kort journey saam met Vader Lou, die kort paadjie wat ek stap saam met hom, wat hy my geroep het, wat hy my gered het. En ek staan ek elke keer net in awe en in wow, van wie is hy? Dis is op my val en ek gees, Here, ek dink ek begin nou bietjie te verstaan van u liefde. Ek begin nou te verstaan, ek weet u's liefde, maar ek dink ek begin nou verstaan. En ek weet my kop sê, jy kan nie verstaan die volheid van sy liefde nie. En maandagmiddag 3:00 het ek 'n afspraak in Nelspruit met 'n jong dametjie. Sy's 14 jaar oud. Sy's in die homeschool en al lewe val uit mekaar. Heeltemal uit mekaar, totaal nie. En ek gaan haar sien by Melissa se huis. En Melissa is op my sussie in die gees, sy in Flippie. En Melissa het gesê nee, die ouers het gevra dat jy dat sien by hulle huis. En ek ry die adres toe, klim uit, kom daar so staan by die hek klop, hier kom 'n oumaatjie, maak my die hek oop. Ek sê nee, ek is hier so om die gesin te sien en ek stap toe en ek instap, is die pa daar so. Die pa skud my in my hand en so, "Chick, ek kom los my so op en af." En hy sê vir my, hy vang so, hy sê, "Hoorie, so ek nie baie tyd nie." Ek sê, "Meneer, ekskuus, net gou-gou. Daar's nie 'n manier wat ek saam met jou kind alleen gesit in die huis nie. Dis 'n 14-jarige dogtertjie en ek's 'n man, 'n gegroeide man. Jy bly in die huis. Asseblief, anders kanselleer ek dit." "Nee, okay, is alright." En loop op en af in die huis. En ek stap in en hier kom 'n dingetjie aangestap. Sy's net so groot. Maar sy's in die donker, want die vertrek is donker en sy kom aangestap en toe ek my hand uitsteek, gaan sy so 'n treukie terug. Ek kan haar nie lekker sien. Want sy het 'n hoodie op en sy het 'n kombers. En ek sê, Nelspruit was nie nou daai week, hierdie week wat ek verby was, sonskyn en rood gewees, dit was soos hierdie weer, maar dit het nie gereën nie, maar dit was omtrent by 28, 30 grade gewees. En onthou, Nelspruit is humid. En hierdie kind staan met 'n kombers. En ek sien sy van my die groep en ek los aan, ons stap in die vertrek in, en sy gaan sit daar, ek omtrent so hier waar ek staan waar Richard, en sit sy, en sy het daar en ek staan hier so. En sy gaan sit daar, en sy spring op die bank, en sy vat die hand, die kombers en maak haarself toe. Nou steek nie gesit nie so uit. Ek ervaar dadelik, die Heilige Gees sê vir jy moet baie sagkens met haar werk mooi met haar. Moenie nou dadelik kom en dan net bombaar. Ja, weet jy, jy Christus Jesus en net jou lief is Jesus vir jou nie. Wow, nee, slow down. Laat my toe, Heilige Gees, dat Heilige Gees my toe, dat ek jou wys hoe met haar te hanteer. Ek begin met haar te chat. Het was nie 10 minute gewees nie. Toe
vat sy die kombers, en begin die kombers aftal, en sy bok so, en sy tel haar hoodie af, en hier sien ek al gesig my beter. En ek sê vir haar, sissie, ek wil gaan vir iets vraag, gaan net al right wees met jou, as om oor my nie die lig aan sit, asjeblief. En sy gaan so half so slaap, ek sê, asjeblief, want weet jy wat, het is vir my belangrik om jou te sien, want ek wil nie met iets in iemand praat, ek wil jou in jou oogies kyk, terwyl ek met jou praat, vind is weer, ek wil jou in jou oog kyk, as ek met jou praat. Sy sê, dit is weg met my, ek sê die lig aan. En hier sit die kind, en al wat sy doen is, sy raai hoodie aan, en sy val hom so, sy het heeltyd so, opgetrek in mekaar. Julle, die volgende kom Heilige Gees, en hy begin goed te wys my kind se lewe. En al wat jy vir my sê is, allow me to shower her with my love. Ek begin vir wat te sê, wie jok vir jou? En sy sê, kom ek weet wat jy moet doen nie. Ek sê, iemand jok vir jou, as iets wat vir jou jok, of jy sê, jy is nie goed genoeg en mooi genoeg en special genoeg. Ja, en die kind sit so, haar oogies word so groot. En elke keer wat ek haar vraag vir haar, sit sy so, maak sy so, dan gaan sy so. Dis hierdie manifestations van hoe stikkende gebroken sy is. Sy dink is cute om dit te doen, maar dis al die goed wat sy nou geleer het. Die Heilige Gees kom so en werk so mooi met soveel liefde met haar. Weet jy waar eindig hy kind op die einde? Sommige by meditation gegeen. Sy kom sit. So is by my. En sy sê, my oom, ek wil nie meer. Ek aangaan soos ek aangaan. Ek vat haar eindkies. Ek kyk nie van die Heilige Gees, hy vat haar mouwe en stoot haar mouwe op. Ek sê, kyk vir my, ek sê, trust me. Sy sê, is reg oom, ek vertrouwe. Ek draai gevrugie so, ek maak het so op sonder te kyk. Terwyl ek het so op, ek sê, Here vir my, she's a kat. She's a kat, sy is nergens. Die hart, die keel te nie goed. Hy kind vat. Sy vat, nie aan my nie, sy vat aan die Heilige Gees. Vat sy weet, hy sal weg, waarheid in lewe. En sy had a love encounter, sy het een liefdesontmoeting op die boom met Jesus Christus. Die volgende dag gaan ek skool toe, nou moet ek by die skool waar hulle is, moet ek eers vir 3 ure met die dochters werk, en dan 3 ure met die seuns werk. Weet hoe amazing is dit? En toe ek met die dochters, toe ek instap in die skool in, sit daar die meisiekind heel achter op die punt, en toe sy my sien, toe spring sy op, en haar gesig, haar heel, alles het verander. Haar haartjies is weg, toe sê jy dron in jou lewe in jou haar in jou gesig, en jy maak, jy is te beautiful, Jesus sê, jy is te mooi, jy is te mooi, jy is te prachtig, jy skyn vol, haar gesig, en sy spring so, en sy kyk so vir my, en ek maak so, toe my arms op maak, toe haar klip sy sê, my arms en my huis, maar so stijf was. You see, it's his love. Dis sy liefde, nie ek, dis hy, sy liefde. En ons gaan sit buiten, en ons begin met die girls te werk, tot so 3 ure lang, en die kind sê, want ek voel in die gees, ek weet of jy dit al beleef het nie. Baie keer as jy bedien, en voel het so, iemand so, amper het so uit jou uittrek, maar op 'n awesome manier, dis op die gees, hy trek jou gees so uit jou uit, nie jou gees, die Heilige Gees. So die kind so vol. Seuns gewerk, en luister hier so, toe ek klaar is, Melissa kom na my toe, sy huil, sê ek toe, Melissa, wat is fout, is alles alright? Sy sê vir my, ek gaan nie glo wat ek vir jou sê. Sy sê, daar is omtrent 6 kinders, gevra dat hulle wil gedoop word. Toe die Heilige Gees hulle oortuig om gedoop te word. En hier staan ons in die swembad en die word hulle gedoop. Raai wie was nie vir hulle, sy. Ek check nou in met haar elke tweede dag, ek vir oggend vroeg, ek dink dit was 5:30, sy het 'n boodskap. Sy stuur my sê, oom, ek nog nooit so awesome tyd in my lewe gehad soos nou. Why? Because a love encounter. Mense op hierdie aarde het 'n love encounter nodig met Jesus. 'n liefdesoomblik, 'n liefdesontmoet. Ek onthou, toe ek hare gehad het, en ek is nou by mooiste, né? Maar toe ek hare gehad het in standaard 9, ook lag om nie. Jy is jou cute, jy is jou cute. Dankie oom Kret, daar is niks wat met ons onderscheid nie. Oom Piet sê ek is cute.
amper mooi. Toe ek staat 9, luister mooi vir my. Toe staat 9, toe ek in jou begin uitgaan. Daar was 'n oomblik wat ek al gekyk het. En I knew. Ek het geweet, daar was 'n vrot in die wêreld en deur mekaar soos toe. Ek het geweet, daar was 'n look wat sy my gegee het, daar was 'n kyk. Iets het gebeur, dit was daai spark. En julle het kom, Satan het gekom om, en hy het gedink, hy het haar doel en haar droom, en haar vrede kom steel. Maar Romeine 8:11 sê dit so mooi in die 33-53 vertaling, hy sê, en as die gees van hom, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, wat sy gees is dit? Heilige Gees. As die Heilige Gees in julle woon, is die vraag, woon hy binne in julle, dan sal hy, wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. And if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal. Wat beteken mortality? Hoor dit hoe mooi sê, ek love die Amplified. Ek love die Amplified. Hy sê, your mortal, hy sê in brackets, mortal beteken, your short-lived and very perishable lives. En dit nie graag wat steel jou vrede, baie keer, ons as ouers en groot mense, wat steel jou vrede? Die dinge van die wêreld. Het is einde van die maand, en ek het die situasie, ek het die challenge, en daar weet jy, my 18e check met deurkom die sê. Kyk, dan gaan ons nou visvang, by 8 uur per dag. As ek 'n kooi vakansie vir, as ek 'n kooi vakansie, ek kan help in die weg. Ek het nou Vrydagoggend het ek iemand 'n naweek, 'n romantiese naweek toegewens by Pines. Ek het gesê ons is 'n sponsor vir 'n romantiese naweek by Pines in 'n caravan. Toe lag al die mans. Is dit nie romanties nie? Hæ? Want dan is ons mooi by 'n pragtig by Pines. Ons bly daar naby, is lekker. Julle kyk uit op Pines. Ek sê net vir die mense wat dit nie weet nie, ek en my vrou bly in die Boedel. Monument, ons kyk so oor die Noordteebel plekke en ons kyk uit op die mynroep. Halleluja. Wanneer die wêreld donker lyk en nuusberigte net sleg klink en dis juist die tyd vir my en jou, as dinge so gaan, is die tyd vir my en jou, wat nie met ons vleeslike oë kyk en ons kyk met ons geestelike oë, moet ons kan wees op die plek, dat ons opkyk. So waar is jy besig? Waar is jou fokus? Waar visie jy op hierdie stadium? Die Gees van God woon in ons, amen? Dieselfde Gees as Jesus uit die dood het opgewek het, lewe binne in jou. Dit beteken, luister baie mooi vir my, dit beteken, as sy Gees binne in jou lewe, is dit die opstandingskrag wat binne in jou lewe. Nou, sien jy hoe sing ons koortjies, but we do not really perceive, we do not really know what we sing. There is power, wonder-working power in the precious. Wat sing ons daai ding, né? Ons sing dit. Maar, daar is krag in die bloed van die lam. Daai krag is die opstandingskrag. So as jy besig is om vir iemand te bid, gelyk na die Heilige Gees. Jy sien, toe ek met daai prinsesie sit en kyk, het ek geweet, dit kan nie my ability wees, dit kan nie my talente of my dit gaan net oor hom, net hy kan haar aanraak. En weet jy wat is die ergste van die ergste? Die kind is 14 jaar oud, sy is op 3 verskillende soorte antidepressante, 14 jaar oud. Plus, sy is by 'n sielkundige, 2 sielkundiges en sy is by 'n psigiater. En niemand kon haar help nie. Morney het haar nie gehelp nie, 'n pastoor het haar nie gehelp nie, die dominee het haar nie gehelp nie, die kerk het haar nie gehelp nie, Jesus het haar gehelp. Ken jy hom op? Come on. People need Jesus. Jesus. Daar's krag en ons alles in die naam van Jesus. Dis die soetste naam. Adel sê ook gister so mooi, sy sê, Morney, ek sê ons kyk 'n ding. En sy sê, dit was in die plei gewees, en al wat die mense sê, is net in die godslasting, en hulle sê die naam. Nie Allah en Boeddha nie Baal, profeet, hulle sê die naam, hoekom? Dit is soos 'n dolk in jou hart.
die naam van Jesus wat jy eintlik gebruik. Kind van God, jy mag nooit ooit in jou lewe sonder hoop wees nie. Jy het nie daai ek lees die opportunity, jy het nie daai leksheid om te sê, jy weet, hierdie is 'n hopelose saak. Ek moet die getuienis gee. Julle kan dink ek sê wat ook op is. Gister in 'n winkel. Ek sit in 'n winkel en ons iets wat ek baie graag wil hê. Maar hulle het ook net die size wat ek soek nie. Nou trek ek hom aan, maar ek trek die tone so in. 'n Size 9 verander na 'n size 7 toe. Maar ek wil daai ding hê. Hy is goed. Maar hoe meer ek probeer, hoe meer kom ek weer af. Die Here kom op 'n bo-natuurlike manier, want dis wie hy is. Want ek soek die ene. Maar nou kom die Here en hy gee vir my beter dit as die een wat ek wil hê in die regte size. Wag nou. Check nou. En ek sit, nou sit ek al kalpoot in die winkel. Ek is my wit secret socks. Nou gaan Sipo Hofsies Mabuza. Hy gaan en hy sê, I'm going to come back with the sizes I have in these colors. Maar as een keer wat ek soek net daai kleur van hy soek. Ek is soos 'n vrou in anointing wat oor my is, ek weet. Daai particular one. Maar daai net meer daai mandjies en daai ja. Julle luister vir my. Hier is die kern van die storie. Luister nou mooi vir my. Ek beloof julle. Soos wat Sipo om die hoek kom, my vriend. Hy kom om die draai, loop hy met 'n boks in sy hand. Hy loop, Janie sit langs my. Ek sê, hier kom daai skoen in die regte size en die regte kleur. Thank you Jesus. Amen. Hy kom aangestap. Amen. Hy sê, sir, I think it's only when I've got clothes. Vang hom, sit hom aan my poot, mense. Dis ek nou eers my. Hoekom? Ons was spookend. En net al besef dat die Here sê vir my, hou op. Dis 'n hartse ding. Moenie sit en probeer te hooggeestelik wees nie. Jy weet jy, ons praat oor die wêreldse goeders, kan ons meer in die geestelike. Dit is geestelik wat ek wil praat. Want as Here my kan vertrou, as ek kom uit plek met die self skole kan leer, jy moet dit alles in jou lewe moet jy so kan oprek. Toe besef ek net, maar faith is draad. In baie area in my lewe het ek baie keer geloof vir daai ene wat ek saam bid en daai wat ek vir saam bid, maar my eie het nie geloof nie. En dis nie vandag om te sê as ek hierdie goed sê, nou ewe skielik weet, het ek geloof vir alles wat wêreld sê. Ek praat van sy faith. Ek moet sy geloof. Ek moet daai geloof hê. En hoekom ek dit ook noem is geloof, hoop, liefde. Daai goed is loop hand aan hand. Die gees wat Jesus opgewek het, kind van God, hoor dit vandag liewe binne in jou, want Efesiërs 1 vers 19 tot 20, Ephesians 1 verse 19 to 20 says, hy sê die uitmuntende grootheid van sy krag, is dit nie pragtig nie? Die Engels sê, the immeasurable, dat is 'n mooi woord, maak my gehaal daar, die uitnemende grootheid van sy krag, wat hy gewerk het in Christus, toe hy uit die doodheid opgewek is. The immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power, and for us who believe, which he exerted in Christ when you raised him from the dead. Dis daai krag. Wat ook al in jou is, kind van God, gaan uitkom of opstaan een of ander tyd. Dink 'n bietjie daaraan. Sit met bitterheid hier vandag. Sit met vrees, sit met angs, sit met twyfel, sit met minderwaardigheid. Somewhere along the line kan dit opkom, vrykom. Maar dan sit ek Sondag na Sondag, of ek kom by boeties, of ek kom by sissies, of ek saam met iemand 'n koppie koffie of iets, en ek sit daar in 'n geleentheid. Want jy sien, daai kind, daai meisiekind van 14 het gesê, oom, ek is bereid om 'n pad saam met hom te stap. Toe sê ek, waar gaan ek daar's 'n kant te bid nie. So nou wil ek jy, nie omdat ek jou forceer nie, maar dit is goed vir jou. Dis soos medisyne vir jou, maar hierdie medisyne is nie soos die wêreldse medisyne, hierdie is die beste medisyne. Dit verander jou dadelik.
moet jy moet op 'n lewe van gedisciplineerde lewe hê, waar ek sê, ek lees my woord. Sy sê, want ek verstaan niks wat ek lees in daai stukkie in die Bybel van nimmer. Ek sê, wow, kom gaan nou ietsie sê wat van saaks dan. Bly net vir nou so 'n bietjie uit Numeri en Levitikus uit, okay? Kom ons gaan bietjie nou net vir nou, gaan net vir nou, want daai's baie belangrik. Hy sê jy moet uithou nie, hy sê nie die Ou Testament toe maak nie, net vir nou waar jy nou is, ons spandeer 'n bietjie tyd in Johannes. So wij begin Johannes lees, en dan gaan ek so incheck, dan vra jy my vragies uit die boek van Johannes. Volgende keer is my praat oom, ek het vir die eerste keer in my lewe die Bybel gelees, en ek begin te verstaan wat ek lees. Ek sê wat ons om die Heilige Gees nou in jou hartjie is, hy maak dat jy verstaan. Sy sê, kom maar die lekkerste van is, ek wil meer lees. Ek wil meer lees. Jy kan vir die eensalig met dit, amen? Ja, amen. Jy kan nie, jy kom op 'n plek wat jy kan net nie die woord neersit nie. Jy sien as al frustrasie, onvergewensgesindheid, woede, kwaad, seer is, gaan dit uitkom. Maar wat kom uit 'n gekruisigde kind van God se lewe? Deur tawwe en moeilike tye. Sy vrug. Sy vrug moet uitkom. 1 Johannes 4:4. Dis 'n skrif wat ons quoteer, we know this of heart. Ons sê dit, ons bedien mense daarmee. He who lives in you is greater and mightier than he who is in the world. Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Maar dit moet 'n openbaring word, die liggies moet aangaan. Die liggies moet aangaan, en dit moet openbaring in jou lewe wees. Dus groter, ek stem saam met jou in die saak, sussie, ek stem saam met jou, groter is hy wat in jou is, as hy in die wêreld is, né? Amen, ja, amen. Ons bid dit vir hulle, maar het dit al openbaring in jou lewe geword. Groter is hy, as hy, almagtige, wat in my is, enigiets van die wêreld, enigiets. Trials, tribulations, aanvalle van die vyand, skinderbekke, groot pratery, goed wat jou irriteer, wat ek ook al mag wees, groter as hy wat in die wêreld is. Paniek steel perspektief, ek wil dit weer sê, paniek steel perspektief, om te gaan in 'n plek van totale vertroue. Want weet jy wat gebeur? Dit steel jou vrede, jou peace, jou shalom. Wanneer ons paniek, verloor ons perspektief. Paniek bring vrees bring depressie bring verkeerde besluite. Dink gou daar, ek gee vir julle gou en kyk hier wat ek nou sê, ek kan hoor geraak gaan. Cum laude. Jy ken hom die cum laude, die red stand. This man, he knows that one. Nou ek het om die 6 or 8 bank accounts. Baie jare terug. Kan jy glo, die maand het nie 'n goeie maand in die karre nie. Dan gaan ek gou, en dan kry ek 'n oproep van, hoor die ding is nie betaalbaar. Dan check ek aan my rekening, sien ek eers maar, o gats, ek het nie nou fondse verdien. Dan tap ek gou in my overdraft, of in 'n kredietkaart, wat maak so gou uit op 'n manier. Daar was niks rustig raak, vrede, en dan die besluit maak. Ek gaan net, ek het mos nie fasiliteite, dis mos my fasiliteite, ek het mos net doen. Toe ek so maak, is dat ek my naai, toe ek so maak, toe is alles uitgemaaks, alles, betrokke fasiliteite, kredietkaarte, alles. Toe sit byna met 100.000 rande, so goedjies, deur vrees, want wat sê die wêreld vir jou, wat sê dis jou, wat is jou agterstallig is met iets? No! Jesus sê nie. Hy sê my kind, kom na my toe, wat is dit, hoe kan ek jou help? Wat het ek gedoen vir jare weghardloop, as hy fout kon deurkom, hey broer, ek wil ook daar vir Johannie in my agterkom, dat hulle al die bestig. Kijk, ek is ook bezig, ek gaan ook geld maak. Weet, ek gaan ook geld maak, ek gaan ook plannetjies maak. Nee, dis jou vrou se werk om my oproep te vat nie, jy die oproep vat. Meneer, mevrou, dis die situasie, ek het nie die finansies, ek krijg so wie vir julle terug. Ja, but you know we need the full amount now. Ja, I hear what you say, but I can only afford this one. En dan kom jy, weet jy wat, dis jou vrou, wat ek is man met te doen.
ek moes dit leer. Niemand, nie 'n baas, nie 'n man het vir my gesê nie, een het vir my gesê en sy naam is Jesus. Sê jy moet man up, help jy staan en sê al die goedjies nie, jy moet man up en sê ek sal daai vooroproep bevat, ek sê goed hanteer. Gee 'n bietjie ander perspektief, nou as ons dink oor wat dit is om 'n priester, profeet en koning van jou huis te wees, né? So baie keer geestelike doen, maar ons moet in die goedjies in die wêreld moet ons ook daai ding opneem. Paniek bring vrees, depressie en verkeerde besluite, maar die gees van God bring vrede, wysheid en stabiliteit. Maar die gees van God bring vrede, wysheid en stabiliteit in ons lewe. Josua 1:9, we know this of heart. Dis wat ons harte moet wees, ons moet vol moed wees en ons moet sterk wees. Ons moet nie bevrees wees nie, ons moet nie onseën word nie, want die God van Abraham, Isak en Jakob is saam met jou elke oomblik van die dag. Elke oomblik van die dag is hy saam met jou. Hebreërs 13:5-6. Hoor jy die belofte? Hier, Abba Vader kom nie in sy woord en hy sê, ek sal soms, of ek sal partykeer, hy sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Is exclusive in the closest spirit. Lewe asof Jesus vandag. Het jy al gedink aan? Het jy gedink as die Masai nou blaas, of het jy gedink as net jou liggies afgaan? Kyk, vir iemand in die wêreld gaan jy dood. Maar vir ons as kinders van God, is dit net 'n oorskakeling van die tydelike en die ewige. Sal. Dis kom Paulus sê, die dood is wins. Vir my en jou in Christus Jesus is. Dis so. Iemand het met my getuienis gedeel. Dis wat teen is nie jy nie. Van haar ou wat so siek was, wat opgeneem was in die hospitaal. Pastoor Jakes, onthou wat hier van Jakes. Lekker Jakes, that's Jakes, oorwille. Lekker, brother. Kry my by Seattle vanoggend. Hy vertel my iemand, 'n goeie vriend van hom, ek dink hy was 50 jaar oud. Het eers begin sterf, gejaag hospitaal toe, kom hy, in die hospitaal, hulle het begin alles doen wat hulle kan doen, en die lê, so te sê op sterwe. En die laaste keer wat hy gepraat het met sy vrou, hy lewe nog so ver ek weet, het hy vir sy vrou en sy seun gesê, ek groet julle, want ek is op pad na my vader toe. En die vrou en die kinders staan na hulle toestand, en die ou te smaak op sy gesig. Verstaan wat ek sê, ek probeer nie dit uitsnaaks afmaak of ligtelik opvat nie, maar verstaan jy as jy weet dat jy weet dat jy weet, Jesus is jou eerste liefde. En hy sê vir jy, my kind, ek doen nie, dis 'n ander afkloppie, waar is jy? In die ewigheid. Die vraag is net, waar is jy in die ewigheid? As jy saam met hom of sonder hom? Lewe asof Jesus vandag kom, en dis hoekom. Pas op, jong mense, jeug, mense wat kampe toe gaan, pas op. Dis hoekom ek is baie sensitief as dit kom by die doop. Daai kindertjies was mooi gelectured voor die tyd. Ek sê, moenie as Pietie opstaan, en Koosie, jy is nou Pietie se beste chommy. Moenie nou net dink, ja, ek wil ook gedoop word, dit lyk cool. Dis nie waar dit gaan. Gesit met hulle werk sê, hoe ernstig is die doop, en wat gebeur? Hy traantjies stroom van nou af, as jy oom, ek wil soos Jesus wees, ek wil nie met my erbang nie, ek wil lewe vir hom, net vir hom, en volle. Weet jy druk? Geen ouers, nommers, bel hulle. Meneer, mevrou, goeie dag, is my vriend hierdie van Nasper. Ek is hier by Melissa. O ja, by my skool, ja, by die skool. Jou kinders wil graag met jou praat, mag jy op speakerphone sê, spoekom. Denk jy, dis wys om iemand se kind te doop, as jy nie ouers toestemming gevra het. En jy klop vir jou eie sterk te laat. Jy sien, dit is wisdom, laat jy wisdom. Jy sê die ouers, man, as ek lief, as hy dit wil doen, ons ander hulle vergeet. Hierdie gesindheid, as ek en jy kom, en ons weet, die dood kan enige tyd kom, maar jou fokus is nie op die dood, jou fokus is dat ek elke dag alles insit, dan kom die gesindheid, die gesindheid wat in jou opstaan, bring geestelike balans, en dit bring 'n kalmte, dit bring 'n vrede in jou. Ons leef nie soos golf wat heen en weer gedryf word deur slegte nuus en dinge van die wêreld nie, want ons weet wat sê Jakobus 1:6, want hy wat twyfel soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesleep word. He who doubts is like a wave of the sea that is blown and tossed by the wind, it says dan die lis. Don't be like a wave, die kant toe, daai kant toe. Nee, wees standvastig. Jy sien goeie Vrydag, daai Vrydag, het dit nie natuurlike oë wat daar gebeur het gelyk soos 'n ramp.
Dit het nie goed gelei vir die disippels van Jesus nie. Maar op die opstanding Sondag het alles begin verander. Want jy sien toe dit gebeur, die disippels gevlug. Hulle was bang. Maar God was nog steeds besig om sy perfekte plan te laat gebeur. En toe Sondag aanbreek, het Jesus opgestaan en hulle roeping herstel. Baie belangrik. Het Jesus al vir jou in jou lewe opgestaan. Dat hy 'n werklikheid is in jou lewe. Daai selfde plek gister, ons was. Loop ons ook. En dan kom so by daai roltrap is opgestap en dan stukke 2 girls, maar ek weet jy, dit is moeilik want weet ek lyk soos 'n ou wat op mense al se voorbeeld is, okay? As 'n grapie, okay, kry dit. Maar kom so teen die roltrap op en toe ek so bo op is, hier stop 2 meisies. Hallo so, kyk vir my oë. Sê Jesus, I can pray for you. En ek loop, ek sien nou so raak, ek loop verby 2 tree. Hy sê stop, hulle wil vir jou bid. Ek dog, Here, maar wat gaan my bid? Gaan hy bid in die naam van Mohammed of Allah of Krishna? Wat gaan my bid? Here sê nee. Draai om en gaan bid vir hulle. Maak jy toe, hey, dis besig. Die mense maak so verby. Ek loop. Hey, sisters, come here quickly. Ek praat die ene vertaal sy. Ek sê, who are you? No, we're from Brazil. Oh, what you doing? No, we're doing missionary work. Missionary work for whom? For what? What's that for Jesus Christ? To see Jesus Christ te voel ek hier aan. Soek kry crucified life, ek gekruisigde lewe vir Jesus. Ek sê, ladies, now we're so going to tell you what we do, we're all about. Ek sê, listen, before we go there, can I just quickly, I know it's awkward, but can I take your hands? Just take your hand and go, just want to pray for you. En ek kyk so op mekaar, ek het met praat sê, en halfkom in ene. En ek sê, yes, it's fine, hier staan ek. Ook oor my plek, ek kyk hulle so in oor. Ek begin vir hulle te bid. En terwyl ek by translate leer vir die ander, maar die saam met daar kom in die plek, terwyl ons bid, het saam bid. Klaar is. Sy sê, can I show you what it's all about? En sy vertel het vir my, en ek sê, but what does this cost? Sy sê, it costs nothing. Dis boekies, dis goedjies wat hulle wil uitstuur om die evangelie uit te kry. Sy sê, this costs nothing. En voordat sy vir my verder gaan, haal ek my phone uit en ek soek my wallet, en ek besef ek nie cash on my nie. En ek sê vir hulle, I need to sow into your lives. En sy sê, sir, if you feel prompted by the Holy Spirit to sow something into our missionary work, it's entirely up to you. Ek sê, I know I need to do it. Jy al sê die blauwe machientjie uit. Soek, 48 miljoen rand. In die gees. En ek gaan, weet jy as nie luister, weet jy as jy my luister, ek gee hier al hy het my gesê wat jy bedrag. Hy het vir my gesê wat jy bedrag wat ek moet saai. En ek sê die bedrag in, 6-0, en die gees. En ek tap uit en ek kyk en sê, sir, thank you so much. En sy haal dit uit en sy sê, but I want to please, we want to bless you with this, that you can pass it on to anybody that you want to. En net daar weet ek. Dis nie, ek het nie betaal vir dit nie, maar dit kan 'n blessing wees vir iemand anders nou. Verstaan jy? Let by the Holy Spirit. Het Jesus al vir jou in jou lewe opgestaan? Het dit 'n realiteit geword? Het dit 'n werklikheid geword? Dat hy is 'n werklikheid in jou lewe. Nie net skriftuurlik nie. Soos 'n net kopkennis wat jy mee sit en sit hier vas nie. Of jy kan Bybelverse quoteer, of jy kan die mooiste gebede bid, of jy kan selfs kom op 'n plek, jy weet die Hebreë woord is midrash. Midrash waar jy sit en jy die onderwerp wat jy praat, jy besluit vandag ons gaan praat byvoorbeeld oor die doop, of ons praat oor die inseën, of ons praat oor wat ook al die midrash kan wees, maar dan gaan sit jy en jy kyk om dit, en almal wat hulle counsel gee om hierdie saak, gaan vir jou 'n voller prentjie kan gee, dan gaan vir jou 'n beter verduideliking gee wat dit is. Midrash. En jy het hierdie midrash mindset waar jy uit die Bybel uit goed monteer en hierdie kennis, want jy dien die Here so in oorgawe. Maar die probleem is, hy het nog nie in jou lewe opgestaan nie. Want al die kennis hier sit nie vas. En ek sê dit met baie respek. Weet jy hoeveel mense het by my kom sit? Nie net met sertifikate nie net met diplomas nie, met grade. Ja, maar ek het hierdie graad en dit. Sê ek, kom, ons chat ons nou.
En sê ek, weet jy wat is jou probleem? Sê die Here my wys. Ek loop met 'n 30 cm probleem. Daai probleem. Julle moet my nou help, want ek wil nou baie vurig raak met iets wat ek wil sê. Ek gaan net so sê, dankie Here. As die fellowship, is in God se hande, alles wat hier gebeur in God se hande, ek beplan Here. Ek vra hom om ons te lei en te guide wat hy wil doen. Wie moet staan, wat moet gebeur. Maar Here help my, asseblief, ek sê dit nie net as 'n digter, maar Here help my, dat as iemand hier voorkom staan, en hulle sê, dis in 'n geestelike huis, laat hy nie klink soos mooi my nie. Dis vrot in die liggaam van Jesus. Dis soos 'n golf, wat gaan, en mense klink, soos hulle mentors, en hulle kerkleiers, in plaas van het laat klink, soos die Heilige Gees, hulle kreeg dit om te wees. Ek beloof het vandag, en ek sê die respect, pastoor Pieter Matthews wat al sê, as daai man hier kom staan, dan klink hy nie naaste by, soos ek. As Thys Smit hier kom staan, klink hy nie naaste by, soos ek. As hom Gert Venter hier kom staan, klink hy nie naaste by, soos myself. As Henko hier kom voorkom staan, as Richard, wie ook al, hiervoor, sal hy nie klink soos ek. Ons mag dit nie doen. Ek gaan dit so verduidelik, as jy dit nie verstaan nie. Groot kerk. Ewe skielik plant hulle in 'n groot stad. Kry 'n baie influensiële persoon wat die kerk hardloop. Die kerk wat nou daar gehardloop word, klink presies soos die leier van die kerk. Presies. As ek jou oor toemaak, ek sê vir jou, wie praat nou? Ek sê met jou soms Piet Poggenpoel. Hy sê, okay, die herder van hierdie setup is Piet Poggenpoel, dis hy wat preek. Hy sê vir jou, okay, maar wie is hierdie wat ek nou speel? En jy luister, hy wil sê, dis Piet Poggenpoel. Die stemtoon, die manier hoe hy praat, it's not the Lord, it's the Lord. Maar dis daai manier. Nou is daai kerk besig om 'n ander stad op te skiet. Hy skiet reg oor Suid-Afrika. Skiet die kerk op. En al hierdie mense wat opstaan, klink nie meer soos wat hulle klink nie. Hulle klink soos daai herder. En weet jy hoe sê ek dit vandag vir julle? Want nêrens in Jesus in die woord leer ek dat ons moet wees soos Petrus en soos Paulus. Paulus sê, Paul the apostle. Wat beteken, ek is gekruisig saam met Christus Jesus, Galasiërs 2:20. Ek weet wat is my apostolic calling. Hy sê nie, I am the Paul the apostle. Hy sê, ek Paulus wat gaan deurbreek, want God het my die mantel gegee, die anointing, because that's what apostleship is. Apostleship is om deur te breek. Ek moet deurbreek, hande grond. Ek was in Nelspruit, ek sit nou met Daantjie weer in Nelspruit, ek sit met 2 ander kerkleiers en praat. Hy sê, "Eers Morney, hoe gaan dit in evangelistiese bediening en alles?" Ek sê, hoor jy wat? Hy sê, nee, ek onthou 10 jaar terug, ons so gepraat het, die siele oes wat ingekom het en daai. Ek sê, Boeta, ek gaan reg help. Nou, ek het iets vertel, ek het God beperk. Ek het nie rondgeloop, jy weet, soos 'n pelikaan of soos 'n kronvoël, evangelist. Sê wat hy sê, maar as jy my moes gevra 10 jaar terug, hoe sien ek myself in die 5voudige bediening? Het ek vir jou gesê, weet jy wat, ek dink in die area, as jy kyk in die Pathfinder, sal ek sê evangelisties, dink ek is die area wat ek miskien bietjie meer uitstaan, bietjie sterker operate in daai gift. Eendag sê die Here vir my, hoekom beperk jy my? Ek sê, Here, ek so jammer, vergeet my dad asseblief. Hy sê, limiting me. Hy sê, ek sal jou gebruik, soos ek wil, waar ek jou wil gebruik. As ek jou roep, jy staan voor mense, hulle sit daar, is die slimste kraad wat daar is, en ek sit die mantel van teacher nou op jou, jy moet leer, sal ek die teaching vir jou bring, jy bring dat ons kan verstaan. Amen. Want ek verander die harte, ek maak die denke oop, ek is God, nie jy nie. En ek gaan jou stuur, want jy het gedink is evangelisties, ek stuur jou, want jy roep om op jou lewe is apostolic. Hy sê, daar's geen waarskuwing, jy sal jouself nie noem nie, jy sal jouself nie noem apostel word, nie, want kyk hoe vrot is dit, in Afrika veral. Apostel this en apostel this en apostel this. En ek kom nie om die kerk uithaal vandag in die 5voudige bediening, dis nie wat ek sê nie, maar ek sê net, verstaan net gou hierso.
Do not be conformed to the things of this world. Nie gelykvormig word aan die dinge van hierdie wêreld nie. Hê jou mentor, hê mentors in jou lewe, hê mense met wie jy bietjie skuur en jou bietjie vorm en maak en dis great, hê daai goedes. Kyk, acknowledge iemand as hulle jou help in jou lewe. Dis great, dis awesome, maar moenie daai persoon vir afgod nie. Pas op. Want weet jy of die mense kan die so seer? Do not go there. Hou jou fokus op Jesus. Amen. Mense, ek kom in vir 'n landing. Ek en Johan, as jy so lank preek, dan wen soos iemand nooit se skape. Iemand het nou gesê dat 100 bring, maar that's not good enough. We want 2 chickens. Ons het 100 ton by die huis. Kyk, so hoor gou hierso. Ek in hierdie ons is as jy ons spaar en alles weet syfer, maar as everything goes soos wat dit nou gaan en ons is gespaar tot Januarie volgende jaar, né? Dis 2 maande verwoord. Dan sit jy nou 10 jaar oud. Dan sit jy nou 10 jaar oud. Hy sê 10 jaar verjaarsdag. Maar ek het nog nooit in hierdie 10 jaar of voor dit self in ons vorige gemeente en waar begin toe ek gered is en aangesluit daar by Pastor Harold White se Wilfels, daai tydperk daar van omtrent 8 jaar, het ek nog nooit beleef wat ek nou beleef vir die laaste 6 of 8 weke nie. Seker maklik tussen 30 tot 40 mense wat ek hier voorheen gehad het om te doop. Weet jy wat die amazingste mense wat is ons kerk is? Mense bel met in die blou tyd. Mornay, hulle so, ek wil net vra, as ek die mense is dit chat vir die tyd of so, ja, ek is by daai gemeente en ek sê, halleluja, prys die Here, ek vra nie. So daai swembad wat Richard en Alicia gesit het, hy is nie meer swembad, hy is 'n doopbad. Hy maak mense dood by die plek. Dis 'n awesome swembad daai. Dis die mooiste swembad in Christendom. Sy verhitting werk nie altyd nie. Waar's Kali man? Kali, Richard, ons staan partykeer dan die mense is die saal moet waar ons kom en die kakker betrek. Ek trek partykeer 2 shots al. So kom. Ek wil my wetsuit volgende keer. Maar luister hier so, julle, weet jy wat ek ervaar ek? In die laaste tyd, God will pour out die spirit upon all flesh. Die laaste dag sê my gees uitsorg op alle vlees. Ek ervaar het Dion, ek ervaar het al nie met alles in my, ek ervaar regtig, hy is besig om die heilige oorblyfsels by mekaar te bring. It's bringing the Holy Remnant together. The Holy Remnant together. Pastor Jakes, die vir hom ken. Die vraag, en jou nie saam met hom, dien seker vir 1 jaar of 6 maande of 8 maande, ons het in die witplakkerskampe gewerk saam met hom, ons het in rural areas saam met hom beweeg. Baie ou en ek is so totaal en al verskillend, ons stap op en sê, die stap op daar, hoe laat ek jou afgelaat, jy kan sê, Johnny, ek gaan koop van 2% laafheid, cappuccino's vir die band, en ek stap al en toe so uitloop met my 2 kartontjies, hoor ek, ek skrik oor hulle. Hy bring nog jou. Die liefde van Jesus. Boeta, gaan met jou gemeente. Hey, Boeta, die Here is goed, man. Weet jy, just keep me a simple brother, we just love him. Hy sê met jou, nie, ons is nou op pad, ons moet daai kant doen, dit en dit. Hy staan ons sommer daar in die winkel, ons staan in mekaar se arms, love ons mekaar, die liefde van Jesus. Denk jy, ag nee, weet jy, ek weet waar ek gaan, dit is net amazing hoe God se liefde is. Jesus roep sy bruid om gekruisig te lewe, 'n diepe sielsroep. Jesus, ek kan nie meer vir myself lewe nie, maar net vir U. Luister baie mooi vir my, hierdie klink so shalala, jy ken dit of haat, niks is onmoontlik vir God nie. As God die dood oorwin het, kan hy enigiets in jou lewe omkeer. Luister mooi vandag vir my, hy kan enigiets omkeer in jou lewe. Vrees, siekte, gebrek, verwarring, depressie. Want Lukas 1 vers 37 sê, want vir God sal geen ding onmoontlik wees nie. The Amplified sê vir, with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power. So met seer maak, if they blaspheme,
his name, as sy naam spreek, maak het seer. As dit nie seer maak, dan moet ek judge jou nie, maar dan moet jy eerlijk om het veel bid. As jy probeer. Do not take the Lord's name in vain. Ek sê my net vir die mense wat ook nie gehoor het nie, dis nie ek wat so great is, wat ek my geleer het, even die man, ek al van Sarijn vraag, Sarijn doen al ons videokies en goed van die fellowship, sy edit het, sy sê dit by, as ek my preke vir ons stuur, you will never ever see me referring to God, Jesus, Holy Spirit, Yahweh, Elohim, Adonai, whatever it might be, Greek, Hebrew, enigiets, Jesus Afrikaans, Jesus Engels, nooit sal ek Jesus sy naam skryf, capital, here, in klein lettertjies, always write his name, ek vrees om te veel, ek dink my in die, wat sit, Joe's, help my gauw reg, what do they do when they write these holy scriptures? Every letter they dip it in ink, and then after they've completed the letter, they chuck it away, they gooi het weg, and they say, dis te heilig, sy naam, the unspeakable name, hulle noem nie sy naam nie, hulle vrees om te veel. As jy dink, dis godsdienst, they have a holy reverence fear. Hulle het heilige vrees van Abba Vader, want hulle weet wie hy is. En dan laastens, ons doel tot Jesus weerkom. Soos Jesus vir Petrus gesê, jy het my getref hierdie week, jy het my so getref hierdie week, ek sit een oggend, ek sit vroeg, en ek kan nou net duidelik, ek is Johannes 21 of 20 of 22, thuis, John 20 of 21, waar Jesus vir Petrus sê, dat my skape wei, dis die laaste chapter in Johannes, ek is duidelik, ek is 21 of 20, sê hy, laat my skape wei, sê dit, maar daai, ek praat gees met jou, praat met my, en hy sê die Venus in my, dis nie jou skapies nie, dis my skapies, dis my skapies. Jesus, soos Jesus vir Petrus gesê, dat my skape wei, so roep hy vir my en jou ook, lief al my mense, dra mekaar se laste, deel Jesus met oortuiging, nie met arrogantie nie, asseblief, onthou gou julle, almal van ons is anderste, ons persoonlikhede is anderste. Die ene maak 'n grap, die ander is verskriklik ernstig uitkom. Beteken dit die ouwe grap maak, hy is 'n lekkerder ou, of hy het nou meer joy in sy lewe nie? Ek dink aan iemand soos Derek Prince, vir my persoonlik, dink ek Derek Prince is een van die 2-3 top teachers wat ek ooit in my lewe gehoor preek het, en ek nog nooit gehoor Derek Prince praat een keer hard nie. Hy gaan nie eens een keer dit ek ooit praat. He speak consistently on one tone of voice. Because he's a teacher. Hy's 'n teacher. Hy's nie 'n evangelis nie. Hy's nie 'n apostel nie. Hy's nie 'n herder nie. Hy's ook nie 'n pastoor nie. Hy's geroep vir dit nie. Maar hy's 'n teacher. En dis hoekom jy kry baie keer mense wat baie vurig was, en ek was skuldig daarin, en ek moet myself baie keer check, want jy sien, een van die gevaarlikste goed wat jy kan doen, en ek sê nou vir almal hierso, want jy bedien miskien by jou kantoor, jy is miskien die ene wat daai vroue gou daar bedien, of een klomp manne daar bedien, of jy is wat voorloop, as jy sit, daai te gepraat het vroeër, as jy sit met daai ding binne in jou, daar's iets wat pla, daar's iets wat plaai binne in jou, met 'n frustrasie, met 'n kwaad en met 'n woede, en jy skuif hier in, as jy hier inskuif, moet jy so versigtig wees, jy nog nie met daai gedeelte die wat nie uitkom nie, want dis wanneer ons mense seer maak, dan verander dit van waar ek wil sê, Here, wees ons genadig, en kom help ons Heilige Gees, kom ek daar met julle, en met hierdie te plek van julle, en wat doen ek? Ek elevate myself, julle is verkeerd, ek is reg, hy is reg. Ek het miskien nie gedoen wat jy gedoen het, maar as ek daai doen, never speak down, always speak up to your people, to the crowd, speak up to them, they must have an encounter with him, with love, with his presence. Deel Jesus met oortuiging, nie met arrogantie nie, dien met getrouheid, mense, dit is so belangrik, lewe met hoop, in alles wat ons doen. Kom ons sluit ons oor met ons saam. Kind van God, al lyk die wêreld donker,
Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die lewe binne in jou. Jy's nie geroep om in 'n paniek in te gaan nie, maar jy geroep na 'n plek van totale vrede, rustigheid en kalmte. Jy's nie geroep vir vrees nie, maar met 'n doel. Lig jou oë op vandag, lig jou geesmens op vandag en sê, Vader, ek kom uit die put uit vandag en ek staan vas in wat die woord ons leer. Leef deur die opstandingskrag van God se gees wat in jou woon. Van vandag af, Abba Vader, lewe ek 'n doelgerigte lewe, van 'n lewe in oorvloed en 'n lewe van vrede. My gebed vandag is, Here, en dit is so mooi, nou wat Kevin Job is, en ek dink dit is om Elevation Worship, waar hy blessings sing. En ek wil net hierdie woorde weer afsluit. Mag het net in jou geesmens vasgemessel word. Mag het so vas in jou geesmens vandag, hierdie woorde. He is not against you. He is for you. En sing Kevin Job, daarin sê hy, He is for you. He is for you. He is for you. Hoor sê Jesus, ek is vir jou. Ek sê teen jou. Ek sê nie teen jou. Sander, Gees van Here, is vir jou. Is vir jou. Guilt en shame lig nou in die naam van Jesus. Guilt en shame lig vandag in die plek in die naam van Jesus. It's not about power nor about might. It's not guilt and shame. It's not guilt and shame. He loves you. Hy is lief vir jou. Ja, maak ons hart oop. Maak ons hart oop. Ek het nog nooit lekker gekry, sinners wie gebroken hart. Ek het nog nooit gesien dat die glimlach as iemand seer en iets stikkend is. Ek kom vir die downtrodden, vir the broken, vir die weary, vir die wat sê ek kan nie. Here, maar kan nie. Hierdie maand kan ons nie, Here. Ons weet nie wat ek kan doen, Here. Ons het nie eens hoop hierdie maand. Ons weet nie wat gaan gebeur. He is for you. He is for you. He's not against you. He's for you. Kind van God, sit jou hart gauw klaar waar jy sit. Nou hierdie vir ons al so net die klein is. Selfde man, hy is vir my. He is for me. Who can be against you? If He is for me. The King of Kings and the Lord of Lords is for me. Vader, terwyl ons hande op ons hart. Ek wil dit seker een keer 'n dag. Dit is my gebed vanoggend. Create in us a clean heart, O Lord, and please renew a steadfast spirit. We can only be steadfast in you. Dad, my gebed vir die fellowship volgend is vir almal wat hier sit. Kuier vir die gras daar. Dat ons so openbaring sal hê dat die vir ons is. Dat as ek die Bybel ooplees, is dit nie van, weet jy, ek het net 10 minute of 5 minute om die woord te lees, of, weet jy, ek moet nou maar Bybel lees, maar ek is so ingestel met my geesmens, dat ek sê, ek kan nie wag om die woord van God oop te maak, want hierdie is die grootste liefdesroman ooit geskryf. The Word of God is 'n liefdesroman. So Vader, ek eer elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter, elke ouma en oupa wat hier sit. Ons is geseën, soos die water wat buite val, het ons vanoggend ook gehoor voor die tyd. Dis die harte van ons. Strome lewende water. Nie net in ons geesmens, maar ook in ons geesmens soos die mens. Help ons asseblief, Here, om die vestingspoort te gee vir U, om te sê, I need the mind of Christ. My gedagtes om die gedagtes van Christus lees te wees. As ek geïrriteerd raak en kwaad raak met mense en omstandighede, help my om te skyn. Here, seën jou, Lord bless you, Lord keep you. He make His face shine upon you. Ek net geleer, dis so ek het sê. Dis my net hoe ek het sê. If the word says that He make His face shine upon you in the book of Numbers, it's in the book van Numbers, denk jy, Jesus gaan daar staan met 'n
ernstige gesig of hy gaan staan met 'n kwaai gesig. Ek sê vir vandag met alles in my glo. Hy staan met die mooiste glimlag. The most beautiful smile, standing with his beautiful white teeth en sy swart hare. Ek sien hy nou sy wederhare wat nie so agter sy oor weggesteek is nie. Hy staan met hy smaal so oor jou. He's for you. He smiles over you because he's for you. You make his face shine upon you. And listen to this. And he is gracious unto you. Hierdie week wat voor lê, Vader, gee ons vir u, ons kies om positief te wees, ons kies om geleid te word deur die Heilige Gees. En mag ons in alles wat ons doen, die altyd verheerlik as my gebed in Jesus naam. Ons almal stem saam en sê amen. Amen. Ons gee dit lof op, halleluja. Julle moet 'n awesome gesiene week hê. Bly droog. Tata bye. Words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all